So vir die van julle wat julle krapkaartjie saamgebring het, ons is nou by die geel krapkaartjie. Ons lewer 'n unieke bydrae, as jy dit dalk saamgebring het en wil oopkrap. So in ons verhouding met God drie-enig, waar ons ingeprop probeer leef en waar ons brûe probeer bou sodat die wat nog ver is, dat ons hulle nader kan kry en dat ons nader aan hulle kan gaan, besef ons ook dat elkeen van ons 'n unieke bydrae lewer. God het ons wonderbaarlik kosbaar gemaak, God het ons uniek gemaak en daarom moet ons in ons verhouding met God probeer uitpleis, wat presies is my bydrae? Wat presies verwag God van my? Wat presies, waarvoor het God my geskep met watse gawes en talente? Watse storie moet ek vertel en watse storie moet ek leef? Natuurlik moet ons almal die evangelie verkondig, maar die manier hoe elkeen van ons dit doen, individueel en gemeenskaplik of gesamentlik, lyk nie presies dieselfde nie. As ons almal dominees was die kerk dood. Net soveel as ons almal oor see gaan sit het en sendingwerk gedoen het, daar was nog niemand in Suid-Afrika nie. Ons moet uitfigure, hoe maak ek my unieke bydrae? En dalk 'n paar maniere om hieroor te dink is, 1, jou bydrae is belangrik. Dit wat jy na die tafel toe bring, is belangrik en is nodig. Want niemand anders kan dit net so bring as wat jy dit bring nie. Jou uniekheid is nodig. En ons gebruik nou die simbool van 'n puzzle, legkaartstukkies, en as jy mooi oplet sal jy sien, nie al 4 legkaartstukkies lyk dieselfde nie, omdat ons probeer beklemtoon dat daar uniekheid is. Party van ons het 2 armpies, party van ons het 2 gaatjies, maar op 'n of ander manier fit ons saam. Maar 'n ander metafoor wat jy kan gebruik is natuurlik Lego blokkies. En ek weet nie wie van julle al Lego gespeel het nie, maar jy raak nogal vinnig uitgeput as jy net 1 blokkie het. Daar's nie verskriklik baie wat jy met 1 blokkie kan doen nie. En van ons het meer kleurvolle persoonlikhede as ander, maar dit is tog lekker om 'n meer kleurvolle skakering van Lego blokkies ook te sien. So as jy dink aan jou unieke bydrae, kan jy of aan 'n puzzle dink waarvan jy 1 stukkie is en sonder jou is die puzzle onvolledig. Julle weet hoe traumaties is dit as jy 1500 stuk puzzle bou en iewers na die tyd is daar 1 stukkie wat missing is, of wat die hond beet gekry het, of wat die stofsuier beet gekry het, of wat ook al. Ons kort mekaar. Elke stukkie van hierdie legkaart of elke boublokkie van hierdie Lego is ongelooflik belangrik en ongelooflik nodig. En as ons iets van dit besef, dat elkeen van ons 'n unieke bydrae belangrik en nodig is, dan besef ons iets van ons verantwoordelikheid as gelowiges. Ons is nie net toeskouers wat so half kyk hoe die puzzle gebou word nie. Ons is deel van die legkaart wat uiteindelik God se koninkryk help 'n realiteit maak, wat uiteindelik God se koninkryk kom verkondig. En daarom is die uitnodiging met hierdie derde waarde, ons elkeen lewer ons unieke bydrae, is om deel te word, om deel te neem en om saam te bou. Nie op al die plekke wat vir jou voel, hierdie gaan nou baie effort vat nie, so dalk is dit goed as ek dit doen nie. Nee, op die plekke waar jy voel, ek kan hier 'n verskil maak. Ek is kundig hiermee, ek is passievol hiermee, ek stel belang hiermee, ek het tyd hiervoor, wat ook al, hierdie is waar ek my unieke bydrae kan lewer. Binne die grense van ons gemeente, maar ook in die wyeer gemeenskap van gelowiges, daar waar God jou roep. So met dit in gedagte, is dit ook dan waar ons gespreksmoment vir vanoggend gaan wees. 1, 2, 3, 4, 5 punte. Ek gee julle so 3 minute om sommer met die mense langs jou te gesels. As daar iemand is wat alleen sit, hak hulle nader. As dit nie lyk of hulle nader gehak wil word nie, julle is welkom ook alleen net by jouself hieroor na te dink. Wat maak jou opgewonde? Wat is jou passie? Wat is jou gawes en jou talente? En dan bietjie dalk die 2 moeiliker vrae. Hoekom het God jou geskep? Ek dink aan 'n storie, miskien het ek al die storie vertel, wat ek toevallig by 'n ander predikant gehoor het toe ek nog in die hoërskool was, wat hy praat oor sy 2 kinders, en op 'n stadium vra die dogtertjie wat nou 'n jaar of 2 ouer as die seentjie was, of as die broer was, wat nou 'n bietjie droog gemaak het, toe sê sy, "What are you doing on earth?" Nou gewoonlik vra ons mos nou, "What on earth are you doing?" En tog het sy eintlik 'n baie dieper vraag gevra. What are you doing on earth? So, hoekom het God jou hierso gesit? Waarvoor het God jou geskep en waarvoor roep God jou? En dan, watter bydrae kan jy lewer? En dis nou baie vague gestel, maar dis doelbewus so vague gestel. So gesels bietjie met mekaar vir so 2 of 3 minute oor hierdie 5 gesprekspunte.
Voordat ons by vanoggend se skriflesing kom, as jy so lank wil oopmaak, dit gaan in Lukas 20 vanaf vers 45 wees. Maar voordat ons daar uitkom, moet ons 'n paar dinge vir mekaar sê van wat voor ons teks vir vandag gebeur en wat na ons teks gebeur. So die paar verse voor ons teks gaan so bietjie oor idees oor wie die Christus is, idees oor die Messias. Dis 'n paar kort, komplekse verse wat praat oor wie Jesus as die Christus is, en dan kom sê Jesus basies, maar baie subtiel, soos wat Jesus baie keer gedoen het, vir die Sadduseërs dat hulle idee van wie die Christus is, dalk bietjie skraal is. Met ander woorde, hy kom sê eintlik vir hulle mis iets belangriks oor wie die Messias is. En dan na die teksgedeelte wat ons gaan lees, praat Jesus oor die tempel wat vernietig gaan word. Weereens word die klem gelê op die feit dat hulle siening van die tempel, dit wat die tempel gedoen het en almal wat deelgeneem het aan die tempelpraktyke, dat hulle iets mis. Hulle fokus is nie heeltemal presies waar dit moet wees nie. Hulle verstaan en optrede is ook nie heeltemal waar dit moet wees nie. So om dit makliker te stel, hulle mis iets belangriks. Hulle mis iets belangriks oor wie die Messias is en hulle mis iets belangriks oor wat die waarde of dan die waardeloosheid van die tempel is. En met dit kom ons dan ook voor ons by die teks kom, net by die algehele idee van, okay, ons het al vir mekaar 'n paar keer hierdie jaar gesê, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 4 evangelies, al 4 is Jesus se storie, maar al 4 is met hulle eie agenda geskryf. Lukas skryf vir spesifieke mense, Markus vir ander mense, Matteus vir ander mense, Johannes en almal met 'n sekere iets waarop hulle fokus. En as ons nou by Lukas se evangelie stil staan, so wat ons nou al die hele jaar lank doen, dan herinner ek julle maar net, Lukas se weergawe van Jesus se storie word aan 'n groep geskryf wat nie noodwendig hierdie omvattende idee gehad het van wie die Messias was nie. Teenoor 'n groep wat meestal uit Grieke bestaan het. So hulle nie groot geword met al hierdie Joodse gebruike en so aan nie. En dan word hulle self gekonfronteer met kleiner Joodse groepies op stadiums en dan hierdie hele ding van okay, maar Jesus wat nou uit die Joodse tradisie uitkom en wat baie van dit wat in die Ou Testament voorgehoop is kom waarmaak. Wat maak ons as nie-Jode met hierdie realiteite? Dis die een deel daarvan, maar die ander groter deel daarvan wat Lukas wil kom beklemtoon is dat Jesus in die koninkryk van God 'n koninkryk is wat veral vir die magteloses en vir die weerloses, vir die wat uitgeskuif is, bedoel is. Lukas maak baie daarvan dat Jesus die Here en Verlosser van die magtelose is. Dat die koninkryk van God die koninkryk vir weerloses is. So met dit in gedagte lees ons dan Lukas 20 vers 45 tot 21 vers 4. Terwyl die hele volk luister, het hy vir die disippels gesê, wees op julle hoede vir die skrifkenners. Hulle hou daarvan om met lang stolas rond te loop en is lief daarvoor om op die markpleine begroet te word en die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplekke by die feesmaaltye in te neem. Hulle verslind die huise van die weduwees en vir die skyn bid hulle lang gebede. Hulle sal swaarder oordeel ontvang. En dan in hoofstuk 21, Jesus het opgekyk en gesien hoe die rykes hulle bydraes in die offergawekis gooi. Hy sien toe ook hoe 'n arm weduwee 2 lepton, so 2 muntstukke ingooi en sê, waarlik ek sê vir julle, hierdie weduwee wat brandarm is, het meer ingegooi as hulle almal. Want hulle het almal uit hulle oorvloed by die bydraes ingegooi, maar sy het ten spyte van haar behoeftigheid alles ingegooi wat sy gehad het. Haar hele lewensonderhoud. Ons lees net tot daar. Regtig 2 kort perikopies of tekste in Lukas. Vreemde tekste, wat veral vreemd voel, maar ook belangrik is as ons nou dink wat vooraf gebeur en wat na die tyd gebeur, die Messias en die tempel, alles daar rondom. En dit maak hierdie 2 klein teksies binne hierdie groter stuk ongelooflik belangrik. Sien hulle, en met hulle bedoel ek nou die mense aan wie Lukas geskryf het en die Sadduseërs en die Fariseërs in Jesus se tyd, het nie dieselfde
sekerheid of gedagtegang gehad wat ons het oor Jesus nie. Dis die een ding. Hulle het nie presies al die inligting, al die insider information gehad wat ons vandag het oor Jesus as die Christus, as die Messias nie. So dit sit hulle bietjie op 'n ander plek as waar ons vandag is. En dan die ander ding is, hulle het die tempel baie belangriker geag as wat ons enigstens kan indink vandag. Nou net om dit meer interessant te maak, dis baie moontlik dat Lukas geskryf is nadat die tempel in Jerusalem vernietig is. Wat ook 'n rol speel in die manier wat hierdie mense wat die eerste keer Lukas se evangelie hoor, dit sou ervaar of verstaan het. Nou in beide gevalle kan ons weer tot hierdie twee gevolgtrekkings kom. Die tempel is toe nou nie die belangrikste ding nie. Veral nou as ons dink, moontlik is Lukas na die tempel se vernietiging geskryf, wat beteken hierso is die tempel in stukke. So hulle sien iets van die realiteit daarvan. In ieder geval, die tempel is toe nou nie so belangrik as wat hulle gedink het nie. Maar dan ook, Christus is toe belangriker as wat hulle gedink het. In daai deel wat ons teks vooraf gaan, praat hulle oor Christus, wat nou uit die stammelinge van Dawid kom en so aan. En in 'n sekere sin, neig hulle gesprek in 'n oorfokus op die feit dat Jesus 'n mens is. Hier kom daar eintlik iets uit van Jesus is toevallig volledig mens, maar julle mis iets. Julle mis die belangrike van die feit dat Jesus, die seun van God is, self God is. Die Christus is toe meer of belangriker as wat julle gedink het. Nou vir vanoggend is hierdie twee realiteite, sprake oor die tempel en wat die nut daarvan is, en sprake oor die belangrikheid van Christus as die sentrale, die hoeksteen van die tempel, as ons so daaroor wil praat, ekstra belangrik, omdat ons vanoggend op hierdie Sondag die sogenoemde hervormingsfees vier. Die Sondag waar ons terugdink op die reformatie, en die reformatie, net vinnige geskiedenis 101, is ons nou die geleentheid in 1517, 31 Oktober 1517 om presies te wees. Ons vier die Sondag wat daai Vrydag vooraf gaan, so volgende Vrydag. Hierdie geleentheid waar 'n sameloop van gebeure gemaak het dat 'n groot gros mense weggeskeer het van die Katolieke Kerk. Uit die aard van die saak is hierdie wegskeer, hierdie wegbreek, en die vloei daarna is deel van waar die NG Kerk uiteindelik 'n paar honderd jaar later hulle voete vind. So sonder om in te veel onnodige geskiedenisdetail te gaan, kom die reformatie basies op die volgende neer. Dit herinner ons dat die manier wat ons dinge doen, altyd getoets moet word aan dit waarmee God besig is, en dit wat God vir ons in sy woord openbaar. Partykeer, soos wat kerk groei en verander, dwaal ons ook maar. Hervorming kom herinner ons moet altyd erns maak met waarmee is God besig en wat sê God vir ons oor wie God is en oor wie ons behoort te wees uit sy skrif. Sodat ons onsself kan realign, dat ons onsself kan reshape, dat ons onsself kan hervorm. Waarmee is God besig? En hoe kan ons aansluit by dit waarmee God besig is? En hoe behoort ons kerk te wees? So om ons reformatie te vier, dis in elk geval waarmee ons ook in hierdie kwartaal besig is, op pad saam met Jesus vier ons saam. So om ons reformatie te vier, om die reformatie te vier, beteken dat ons bely, ons is nog steeds vandag, hoeveel jaar na Christus se kruisiging en opstanding en hemelvaart, nog steeds die liggaam van Christus. En ons wil aanhou om deel te wees van dit waarmee God besig is. So maklik soos dit, maar daar's bietjie van 'n uitdaging. Want kyk, en ons sien dit reeds in ons tekste raak, daar's twee groepe in hierdie teks. Die skrifkenners en die rykes. Albei wat hulle self baie keer meer belangrik geag het as wat hulle eintlik was. Basies twee groepe wat dink hulle was die mynkonijne. En as ons dink oor kerk, en die manier wat kerk moet wees, en die plekke waar kerk moet hervorm en verander en vernuwe, dan kan dit baie vinnig ook in 'n ek is belangrik tipe gesprek verval. Wat bedoel ek hiermee? Ons kan baie vinnig vir mekaar sê, nee, ek weet hoe die kerk moet verander. Die musiek moet anders lyk. Of die slides moet beter wees. Of nee, ons kort fancier dominees.
of ons kort whatever. Ons moet meer gaan haik, ons moet minder gaan haik, ons moet meer Bybel lees, ons moet minder Bybel lees, ons moet meer klein groepe hê, ons moet meer byeenkomste hê, ons moet meer praise and worship aande hê, ons moet meer dasse dra, ons moet minder dasse dra. Terloops, en nou gaan ek maar met julle eerlik wees, dis nou nie noodwendig vir my so gemaklik nie, maar dis hoekom ek vandag 'n T-shirt aan het. In my kop is dit bietjie hierdie ding van toga na T-shirt. Dis baie keer hoe ons dink oor reformatie. Maar daai goeters is nie wat eintlik belangrik is nie. Gewoonlik is daai gesprekke nie reg of verkeerd die een oor die ander een nie. Gewoonlik is daai gesprekke nie eers een of ander golden bullet wenresep teenoor een of ander iets wat misluk nie. 10-1 gaan die kerk nie baie verander as ons nou besluit, nee, van nou af dra die dominees net T-shirts nie. Ons lag daaroor, maar wanneer ons by mekaar praat oor hoe moet die kerk vernuwe, is dit baie keer die plekke waar ons vasval. In ons eie voorkeure, eerder as dit wat werklik die hart van kerkwees is. En daarom hierdie belangrike woord, onderskeiding. Ons het nodig om te onderskei, saam as gemeente, waarmee God besig is en waar God vir ons uitwys, hierdie van julle kerk moet verander. Hierdie van julle gemeente is great, doen meer hier rondom. Hierdie van julle gemeente kan julle self besluit. As julle daai musiek verkies of daai musiek verkies, ek worry nie self regtig baie nie. Baie keer worry ons meer oor goed as wat God doen. Ons as gemeente moet saam onderskei waarmee God besig is. En net so terloops, dis deel van waar hierdie hele inpas storie ook inkom. Ons as gemeente wat op een of ander sinvolle, egte manier probeer onderskei waarmee is God besig in ons gemeente, in ons almal se unieke bydraes. Waarmee is God besig in die gemeenskap? Ek bedoel, ons is ten minste hierso geplaas, ons is nie in Nederland geplaas nie. Alhoewel, miskien van ons dalk eerder daar geplaas sou wou wees. Ons is hierso, in Sandwoordpark, in Boksburg, in Suid-Afrika. Wat wil God met ons hier doen? Wat is ons as gemeente se unieke bydrae hier? Maar ons het God nodig om ons te wys. Ons het die Heilige Gees se inspraak in ons lewe nodig en daarvoor moet ons stil genoeg raak, aktief genoeg raak, onderskeidend genoeg raak om regtig te hoor en te sien waar en hoe God ons wil gebruik. So ja, natuurlik mag ons gemeente 'n website kry of ons musiek opkikker of fancy nuwe goed by die jeug probeer. Natuurlik, ons mag al daai goeders doen. Solank ons besef dat die hart waarmee ons dit doen, kom terug by hoe belangrik en hoe sentraal staan die Messias. Hoe sentraal staan ons fokus op Jesus wanneer ons al hierdie ander goeders aanpak. Dit is waaroor hervorming en reformatie gaan. Om ons te help om op koers te bly terwyl ons aktief en relevant die liggaam van Christus wil wees. Aktief en relevant wil aanhou bedien. So dis eintlik so eenvoudig soos dit. Hervorming, reformatie help ons om te onderskei waar ons elkeen individueel en as gemeente uitfigure hoe ons getrou aan God, tot die eer en verheerliking van God, ons unieke bydrae kan lewer. En daarom gaan ek nou nog 'n minuut vat, vir nog 'n kort gespreksmoment. Ek dink, daar's nie 'n vraag vir hom op die bord nie. Maar wat ek net wil hê, jy moet gou vir 1 minuut, weens met die mense langs jou, nou het jy hulle beter geleer ken as dit vreemdelinge was. Vir 'n minuut praat oor, as jy nou hoor hervorming en onderskeiding en hoe kry ek my pad weer op koers met wat God se pad is, ons gemeente se pad op koers met wat God se pad is, wat borrel in jou hart rond? Met ander woorde, waar moet jy op hierdie stadium in jou geloof bietjie hervorming toepas? Realign of reshape. Ek gee julle gou 'n minuut om daaroor te gesels. Hierdie was nou net 'n pro-happie. Deel van die lewensritme, die regular, die huiswerk, sal ons bietjie verder uitpleis oor hoe ons kan aanhou dink oor hoe ons lewe kan hervorm of weer op pad bring met dit waarmee God besig is. Maar dit bring ons nou weer terug by ons teks van Lukas vir vanoggend. Ons het nou 'n bietjie gesels oor die fancy mense in die teks, die skrifkenners en die rykes en hulle wat hulle self baie ernstig opneem. Maar ons moet nog bietjie stil staan by hierdie weduwees wie se huise verslind word deur die skrifkenners. En by die arm weduwee wat haar 2 sent gee, alles wat sy oor het. Lukas se evangelie gaan oor die weerloses.
Lukas se evangelie beklemtoon dat Jesus veral die Heer en verlosser van die weerloses is en dat die koninkryk van God veral bedoel is vir die magteloses, die weerloses, die wat uitgeskuif is. En dan moet ons maar eerlik met mekaar wees. Ons hou nie baie van magtelose en weerlose mense nie. Sulke mense hou ons terug in die lewe. Sulke mense het ons hulp nodig. Gebroke, weerloos mense voel maar gewoonlik so bietjie useless en onbelangrik. En dis nie lekker om dit te sê nie, maar kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Dis vir ons lekkerder om na een of ander mooi, suksesvolle, effektiewe persoon te kyk en te luister, of met so 'n persoon te doen te hê, as met een of ander stikkende, weerlose mens. Ons almal weet presies wie die top 10 rykste mense in die wêreld is en wie die mense is met die meeste mag en die meeste invloed. Maar niemand gee regtig om oor wie die armste mense in die wêreld is nie. Ons volg baie meer wat in Amerika aan die gang is, as wat ons volg wat in Afghanistan aan die gang is. Of wat in van die ander gebroke, arm lande aan die gang is. Want hulle kan vir ons niks bied nie. Ons volg daar waar ons geleentheid sien, daar waar ons iets kan kry. En dit is nou bietjie inteendeel met weerlose mense wat gewoonlik meer vir hulp vra as wat hulle hulp gee. Ten minste, dit is ons persepsie. Dat gebroke, weerlose, hulpelose, magtelose mense, die uitgeskuifde mense in die samelewing, niks het om te bied nie, maar hulle vra altyd net. Tog kom wys Jesus se bediening en Lukas se vertelling vir ons dat dit nie altyd so eenvoudig soos dit is nie. Jesus sê dan ten minste uitdruklik dat dit wat hierdie weduwee bydra, meer is as enige ander bydra. Wat hoor ek as Jesus dit sê? Die arm weduwee maak 'n belangrike bydra. Sy lewer toe nou ook 'n unieke bydra. En God gebruik haar bydra. Trouwens, God gebruik haar bydra soveel so dat Jesus kan sê haar bydra is groter as enigeen van die ander. God gebruik selfs die geringste een. Miskien gebruik God veral die geringste een. Nou natuurlik kan ons mekaar sê dat dit gaan hoofsaaklik oor die hart of die ingesteldheid van hierdie weduwee. Dit gaan nie so seer oor die fisiese bydra nie. Natuurlik is 2 sent minder as 200 000 rand of nou wat ook al vandag se waarde daaraan gekoppel kon word. Maar ons kry 'n interessante leidraad uit Levitikus oor hoe ons regtig hierdie deel kan verstaan. In ons Bybelstudies by die gemeente is ons nou al vir 'n lang ruk besig met Levitikus en ons bereik nou amper die einde. Maar ons sien iets in Levitikus oor wat God van ons verwag wanneer offergawes gebring word. God verwag dat ons die beste gee wat ons moontlik kan gee. Maar God is ook genadig, so as jou beste 'n tortelduif is en nie een of ander skaap of bok of bees nie, dan is God heeltemal happy daarmee. Maar God verwag nog steeds dat jy die beste gee en bied van dit wat jy het om te bied. Die rykes in hierdie verhaal gee dalk 'n klomp, maar hulle gee halfhartig. Hulle gee presies genoeg sodat die gemeenskap kan sien dat hulle gee en sodat die gemeenskap teen kan sien dat hulle ryk is en baie gee. Maar dit raak nie aan hulle nie. Dit verander niks in hulle lewe nie. Miskien sou mens kon sê, en ek het al baie gehoor, die taktiek word ook gebruik as jy nou een of ander aankoop wil maak en jy moet besluit of jy dit kan bekostig of nie. As ek soveel geld daar op die grond lê en dit verbrand, gaan dit jou lewe verander of nie? In hierdie geval sou dit nie hulle lewe verander as daai geld verbrand het nie. Terwyl die weduwee letterlik alles wat haar aan die lewe hou, is wat die teks sê, hier in die liefdegawes gee. Die weduwee gee dalk min, maar sy gee alles wat sy het. Nou die punt hierso is nie dat alle ryk mense sleg is en dat alle weduwees goed is nie. Nee.
Die punt is ook nie dat jy letterlik alles wat jy het in geld moet omskakel en as offergawes vir een of ander kerk gee nie. Die punt is dat jy moet besef hoe afhanklik jy in alles van God is. Jy is nie belangrik nie, God is belangrik. Jou besittings is nie belangrik nie, God se koninkryk is belangrik. Jou opinies en jou oortuigings is nie belangrik nie, God se woord is belangrik. Jou status en jou aansien is nie belangrik nie, God se gees wat jou vorm is belangrik. So jy moet met 'n hervormde of 'n nuutgemaakte hart saam met Jesus leef. Jy moet met 'n onderskeidende hart God loof en dien met jou alles. Jy moet jou volle en unieke bydrae lewer. Nie om shine te vang nie. Jy moet jou volle en unieke bydrae lewer uit liefde vir God. Dit is die uitdaging in hierdie teks, maar onder hierdie uitdaging lê daar nog steeds 'n stuk genade wat ons ook nie moet miskyk nie, want ja, ons is nie belangrik nie. Ons moet onsself nie belangriker ag of ernstiger opneem as wat ons eintlik is nie. En alhoewel ons nie belangrik is nie, is ons in dieselfde sin ook belangrik, net so belangrik as wat die weduwee in hierdie storie is. Ons is toevallig net so hulpeloos en magteloos soos hierdie weduwee. Dalk ekstra hulpeloos en magteloos, omdat ons dit nie altyd besef nie. Ons dink baie keer ons is so oulik en onafhanklik en goed. Terwyl ons regtig baie droog maak en baie val en baie seer maak. Tog is ons wel belangrik. Belangrik in die sin dat God vir ons die geleentheid gee om ons unieke bydrae te kan maak. God gun ons die geleentheid om deel te neem aan God se koninkryk. God gun ons die geleentheid, inteendeel, daar's 'n sekere deel van God se koninkryk en dit wat moet gebeur, wat God ten volle aan ons toe vertrou. Ja, hy rus ons toe met sy gees en hy het sy seun gestuur om te kom verduidelik en te kom leef en te kom wys hoe dit moet gebeur. Maar ons is 'n deel van God se koninkryk wat hy in ons hande sit. Dis die genade van hierdie storie, is dat God gun ons werklik die geleentheid en die verantwoordelikheid om ons unieke bydrae te lewer, om deel te neem aan dit waarmee God besig is. God roep ons en God wil ons gebruik. Nou hierdie genade is toevallig deel van die kern waarby die reformatie stil gestaan het. Want alleen deur genade kan ons in hierdie versoende heel verhouding met God leef. Alleen deur genade kan ons enigstens deelneem aan God se koninkryk of besef dat ons die geleentheid het om deel te neem aan God se koninkryk. Alleen deur genade. Maar dit is alleen deur geloof dat ons kies om ons unieke bydrae te lewer. Genade skep daai geleentheid, God se genade. Maar geloof is ons wat kies om daai geleentheid aan te gryp. Om te kies om deel te neem aan dit waarmee God besig is. En daarom die eenvoudige punchline. Ons sê dit vir mekaar gereeld. God roep jou. Jy, sondaar, wat jouself belangriker ag as wat jy is, God roep jou. Jy, weerlose, hulpelose, magtelose, wat dalk iets van jou eie armoede en swakheid besef, God roep jou. Jy, selfgeregtigde, hardkoppige, statusbehepte, prestasiebehepte mens, God roep jou. So waar, ten spyte van al my gebreke, kan 'n klomp mooi beskrywende woorde gebruik, roep God my. Ten spyte van al ons sonde, ten spyte van ons sondige natuur, ten spyte van al ons issues, kies God om die pad saam met ons te stap, kies God om ons te gebruik op hierdie reddingsverhaal wat God met die skepping stap. Mag jy kies om met onderskeiding te leef. Mag jy beleef hoe die Gees in jou werk en mag jy ervaar hoe God jou hart vorm en verander sodat jy met 'n oop hart jou unieke bydrae met alles wat jy het kan bring. Tot eer en verheerliking van ons liefdevolle Here en God. Kom ons bid saam.
Here, ons leef onbelangrike lewentjies. Ons leef lewens waar ons uitgelewerd is en waar ons baie keer vaskyk in ons eie seer en dit wat die wêreld verkeerd doen teenoor ons. Here, maar mag U tog ons oë kom oopmaak sodat ons verby ons eie seer en wroging ook sal raak sien waar ons dalk seer veroorsaak. Here, help ons om te sien waar ons met harte van klip omgaan, waar ons lewegewende tradisie dalk verdor en verstomp en ontaard het in iets wat eintlik net seer maak. Help ons om by die hart van waaroor kerk wees gaan stil te staan, Here. Om Jesus te volg, om op pad te wees saam met Jesus, tot eer en verheerliking van U naam. Sodat alles wat ons doen, as individue, maar ook as gemeente, lewegewend sal wees. Help ons om lewe te bring daar waar dit nodig is, Here, in ons gemeenskap, en help ons om te bid, dat lewe ook kan geskied op die plekke waar ons nie noodwendig direk 'n hand kan bied, of 'n hand kan verleen nie. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die NG Kerk in die land, ons bid vir al die gemeentes in Suid-Afrika, in die groter Afrika en oor die wêreld heen, Here. Die oes is groot, maar die werkers is min. Mag U ons tog toerus en in staat stel om eg in ons verhouding aan U te doen wat ons kan. Om te bid vir die gelowiges oor die wêreld heen, sodat hulle ook sal doen wat hulle kan. En om te vertrou dat U werklik sal ingryp en sal doen wat ons nie kan nie. Ons bid dit in die almagtige naam van die Vader en die Seun en die Gees. Amen.